Welcome to Alpha Sports. Target on my back, lone survivor last. They got me in the sights. No surrender, no trigger, fingers go. Living the dangerous life. Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. En Seelteensbier, die temperatuur sit op 'n gemaklike 21 grade, maar ek kan julle seker die atmosfeer is warm, die gees is oop, en ek is tyd 'n riviernel, en Heimat is vir die afskop. En dit is 'n goeie afskop diep in territorie van Veritas. Veritas het nou 'n kans om te wys wat hulle het op die grootste vlak van hostel rugby. Ons almal weet dat laas jaar in 2024 het Heimat voorlopige kampioene tussen gevat. O, en hardloop kyk hy met die bal, nommer 15 van Veritas. Die gaan 'n groot game wees hier so in die Bloemfontein, stad van Rose, Shimla Park. Veritas nog steeds in beheer met die bal. Speel vir die agterspelers. So groot tykslag, daar so aan Heimat. Sover is dit in beheer vir Veritas. Veritas met mooi pas, dis vir die agterspelers. Die nommer 14, kry sy doen is nommer 13, kom ons kyk, Stefan met hom. Dis nommer 11, kry vir die 3, gaan eerste oomblik op die traai, en dis 'n mooi tydslag van Heimat. Veritas het die wit van die doellyn gesien, maar wat 'n blokkade van Heimat. Tackle hom by die bene, en hy het gebuig soos 'n verlapte visser. Uitstekende tackle daarso van Heimat. Wys hulle albei is nou hierso om te speel. Hierdie is regte game van harde kole en vurige bloed. Dis die regte rooi teen blou, amper 'n traai. Eerste traai time van Veritas. Dis net sover die eerste paar minute van die game en ons al klaar. Traai op die lyn. Hierdie gaan 'n kookwarm van 'n game wees. Nou nog steeds 'n kans vir Veritas. Hulle het beheer oor die skram. Gaan weer terug. Kan Heimat die twee voormalige kampioene word nadat hulle vishuis gewen het in 2024. Jandrey nommer 9 van Veritas kry die bal. Jandrey Boorman pas wyd. Is nou weer Stefan met die bal en dis 'n loose tackle ball. Heimat is op die defense. Great tackling. Penalty vir voordeel van Heimat. Heimat nou probeer om weg te kry uit hulle territorie uit. Hulle eerste kans om met die bal te speel in die game. En is uit. Jy kan sien die gees in die agtergrond van die Heimat se kare. Hulle kook maak dit warm. Die konflik is roerend. Die is 'n rivalry van die grootste tot die oudste daar tot nog wanneer hierdie universiteit gestig was. Hierdie is 'n wedstryd om te kyk. Eerste kans lynstaande vir Heimat. En hy gaan op. En dis 'n goeie tyd van Heimat. Heimat speel nou aan vir die agterspelers. Agterspeler hardloop hard in. Dis die groot manne. Tippies. Kaptein van Heimat skiet met die bene. Agterspel word nog steeds gespeel van TJ nommer 10. Aie pas vir die man. Pas het deur, is 'n spoedspel nou. Tackle van Veritas. En dit word verseker die rak. Jy kan sien daar's bloedige vuur wat daarso by rak ingaan. Agterspelers word opgesit. Veritas maak toe die gaps. Grappe soek nou vir Heimat. Heimat druk met alle passie deur nou. Heimat soek kans op Bos. Hy gaan vir die baie kant.
Kan hy van by die bykant van die Saksie. Hy's oop, is 'n one-man race. Die nommer 15 is nog steeds daar. Kyk met die tackle. Hy het hom verstop. Great tackle, is 'n big man. Enko Gerber pick up and drive en hom stop. Nie hulle kan nie. Eerste 3 van die finals. Enko Gerber, hy maak. Nommer 3, Enko Gerber met 'n pick-up and drive. Wat 'n great perfecte 3. Speel net aan vir die agterspelers, kry 'n gap deur en 'n goeie pick-up. Kan nie so groot man stop nie. Hy gaan oor die wit lyn en hy kry die eerste 5 punte op die tellbord vir sy span. Jy kan sien, 4 is nog steeds gekook in die harte van Veritas. Hulle gaan alles kan doen wat hulle wil. Hierdie is vir die glorie. Wie kan sê hulle is die beste rugby? Koshuis in die Vrystaat. 1-2 step. Dis kyk hy weer nommer 15. Goeie tackle van Heimat. Lak is nog steeds verseker. Die bal is nog steeds in beheer vir Veritas. Moet nou 'n bietjie omdraai om hy 5 punte nou teen konflik nou weer terug te gee. Pas weer vir die agterspelers. Kom diep uit die helfte uit. En is 'n mooi proporsie. Druk word nou opgeplaas op Heimat. Heimat soek nou 'n lope. Skiet hom wyd uit. Maak seker hulle is uit die danger zone. En dit gaan lynstaande wees. Bal vir Veritas. Veritas sover nou ook die eerste keer wat hulle lynstaande gaan doen. Suksesvol sover een kant van Heimat. Kan Veritas ook wys hulle is op dieselfde. Die skare gaan mal, hoor dit van beide kante af. Heimat Paul. Like my Veritas net uitgegaan, maar hy's oor. So steeds aan is 'n bal. Dis die nommer 10 van Veritas, John Rayborman het die bal. En 'n rak is versekerd. Nommer 9 onbesluitloos. Hy maak die kop. En nou was 'n goeie besluitneming. Kry net die druk nog steeds op Heimat se kant in. Veritas speel baie druk op Heimat. Heimat hou sterk soos meer. Hierdie kan die eerste jaar wees waar Veritas die beker lig in 'n lang ruk. Daar is 'n goeie tyd van Heimat in hulle druktezone. Baie belangrike lyn staan en dis 'n groot pam van Heimat. Die goal is doop. En die bus is gevol. Dis nou speel, agterspelers gaan aan. Dis nou 'n man, dis 'n one-man race. 100 meters op Veritas met 'n enkel tap. Great tackling daar van Veritas. Amper was dit 'n 100 meter spoedreis. Wat 'n ongelooflike laaste minute grab. Dit gaan 'n knockdown wees in Veritas se hande. Veritas op soek na 'n wen. 2024 het hulle uitgeval in die semifinals teen Koshuis. Maar hierdie jaar kan hulle bewys dat hulle nie net 'n Koshuis is nie, maar 'n wenkosbuis van rugby. En hulle speel op die agterspelers. En dis dus 'n losbal. Agterspelers kon nie net omgryp nie. En daar was goeie druk opplasing vir Veritas gegee van Heimat se kant af. Dit gaan 'n knockdown wees en is op die halflyn vir Heimat. Die is nou 'n kans vir Veritas om nou hulle defensive lyne te wys. Heimat gaan 'n bietjie voorspel speel. Scrum is gevoer. Nommer 9 van 9 van Heimat. TJ gaan in. En is Aye slag deur die gape. Hy loop. Dis net die laaste bal wat hy moet aangegee. Dit is aangegee aan Pieter, die kaptein van Heimat. Hy kyk uit die pace en hy sit hom neer vir nog 'n try. En 'n ongelooflike hardloop
van Aya, die nommer 15 van Heimat, om daai gaap nou oor te sit. En daar sy TJ nommer 10 skop hom oor om nog 2 punte te kry vir sy span. Dit was 'n goeie hardloop, gehad het oopgelê en hy het hom voluit gevat. Dit was 'n een-man nommer 15, pas aan vir die kaptein, goeie bly gebly en daarso was dit 3 verseker. Dis nou Heimat 12-0 voor. Hulle het al klaar een hand op die beker. Kan Veritas nog steeds nou terugskiet met skote. En dis 'n diep uitskop van Heimat. Lynstone nou bietjie druk opgesit op die Veritas se kant. Heimat die altyd op hulle speel op hulle 22, maar as hulle kans gegee word dan breek hulle deur. Lynstone nou opgeset vir Heimat. Heimat maak gereed om 2 voormalige kampioene te wees. Kan hulle dit reg kry? En dis 'n goeie vang. Dis nou 'n mol. Kan hulle mos stop? Veritas. Goeie halfway breek mol. Wat die ref? Like dit glad nie. Dit gaan terugkom en is 'n penalty. 'n verbode aan Heimat. TJ nommer 10 maak seker vir die skop. En hy skop hom uit. Dit gaan nou Lynstone bal wees. Dis nou op die maniere. Dis nou 'n kans vir Heimat om nog verder te loop. Veritas moet nou hulle duikslaa uithaal. En dis weer 'n goeie tyd. Henko Gerber weer met die bal. Is one man stand. En hy kom weer vir Heimat. Try time van Henko Gerber, 'n second vir hom. Wat 'n goeie spel van hom. Van 'n lyn staan af, pas hy hom uit vir die nommer 3 en hy gaan net om. Kan nie so 'n groot man keer nie en hy is dit hom. En met dit is nou mis. Is nou 17-0. Gaan met die spel Veritas is nou op. Veritas nou 4 warm met 3 te gaan druk. Jy kan sien die manne is warm. Veritas nou op hulle toe. Kom ons kyk wat hulle kan doen. Heimat sit duikslaa gereed. Jy kan sien die skouers is warm. Veritas nie huiwerig om in te gaan nie. Tackle word opgelig. Goeie tackle af van Heimat om dominasie te wys. Raak gesekeerd. Maar die ref sê kom terug. Dit gaan 'n penalty wees in die hande vir Veritas. As dan nog 'n beter kans was die Veritas het nou 'n kans om die eerste 3 op die tellbord te kry. Dit is 'n goeie uitskop. Kom ons kyk of Veritas met 'n lyn staan dit kan kry. Sover is Heimat met 'n outstanding lead voor 17-0. Veritas besluit nou, hoe kan hulle die eerste try kry? En dit is 'n groot kans. Heimat is op die fokus nou om net te tackle met hulle hele hart en siel. Wat 'n great atmosfeer nou hierso in Shimla Park, die huis van die Shimlas. Kom ons kyk of hy op gaan en dis 'n goeie tyd van Veritas. Dit is nou 'n groot kans vir Veritas om die eerste tellbord te kry. Die man is dood. En die counter raak gesop, hy breek loos. En dit is 'n ongelooflike tackle 5 meter van die doellyn. Nommer 9 John Ray, tackle net val hy op hom. Jy kan sien die Heimaters gee niks uit nie. Hulle gee alles. Veritas kook warm bene pomp met alles wat hulle het. Maar Veritas hou aan en Heimat staan soos 'n muur. Nou weer pick up and drive. Dis op die doellyn nou. Veritas korte gaping. Hulle speel vir die backline, agterspelers nou vir die bal. Is 'n loose ball. Nou 13 die bal, die man hy gaan vir hom. Kry 3 sy eerste try. Dit hy hom en hy's net uit. Baie goeie spel. Tackle sla van Heimat. Hulle wys hulle is hierso en hulle gaan nie enige meters gee vir Veritas nie. Heimat nou weer op vir die lyn staan. En dit is 'n goeie tyd van Henko, nommer 8 van Veritas. En dit is 'n spin 3, John Ray Borman, vice captain met die 3.
My vice captain. Can he get also another 2 points vir sy span om nog voor te loop? En hy kry dit ook. Dit is nou 7-17 hierso bly Shimla Park in die Bloemfontein stad van Rose. 'n Ongelooflike steel daarso. 'n Baie belangrike lyn staan. Goeie pad van Henku wat dit net agterspelers gegee het met 'n goeie spin aksie vir 'n try. Dis 7-17. Dis enige iemand se game. Veritas wys, hulle skiet. Dis penalty bal. John Borman van 'n pre-uitskop. En dis 'n groot kick. Kry die meters vir sy span. Die skare skree, tas en die Rightsers boys van Alumaler. Jy kan nie passief voel hierso, want almal weet wonder wie gaan die kroon gegee word as die beste rugby koshuis. En is op bal set. Gespanne is nou neergesit. Veritas nou 'n belangrike lyn staan. Die bal gaan op. En dit is 'n goeie pad van Henku. Henku raak met die bal. Dis 'n goeie nou raak verseker. Dis nou 'n balbeheerkans vir Veritas om nou weer nog voor te loop. Slat hy in. Dit is Powell wat bietjie meters vir sy span kry. Wat 'n goeie dryfkrag. John Ray van die nommer 9. John Ray Borman nou op 10. En op sy tackle van Heimat. Jan. Nommer 12 Dippie sit die harde kole op die vlam. Wat 'n groot tackle. Nie hande om die ou gesit hier. Hy het hom geshoulder hit soos voetbal. Ref praat maar net weer terug. Te kyk net, wys net hoe hierso konflik is in as jy die rooi en blou op dieselfde veld sit. Nommer 10, Johnny Borman vir 'n groot skop nou. Kry die meters vir sy span deur. Dis nou nog 'n kans vir Veritas. Ons het gesien hulle het dit laas gedoen, kan hulle dit weer doen, nog telbordpunte op die bord sit. En dis wie goeie pad van Henku. Dis 'n mol. Die mol is deur. Kan hulle dit kry? En hulle kry val oor hulle bene. Veritas nog steeds verseker die bal. Maar is dit 'n counterrak van Heimat? Heimat, het die bal los. Dis 'n losbal. Hulle fight vir die bal. Hulle vegte. Wie die bal? Al die manne kry die bal. Is Veritas nog steeds op die lyn. Nou 'n pick-up and drive aksie. Wie soek die bal? Gaan maar weer vir die agterspelers. Kan hulle nou weer 3 gaan druk? Aubrey met die bal, nommer 14 van Veritas. Nou weer terug. Die ref gee grootse kans. En jy kan sien, hier kom 'n vegspel. Dit is die rooi teen die blou. Ding, ding, ding. Hier op Shimla Park, jy kan sien, die konflik is hoog. Hulle weet die beteken baie vir al twee spanne. Dit is die Veritas teen die Heimat, a.k.a. Rights. Dis 'n groot skram met 'n substitution nou van die slot, nommer 5, Weje. Hy weet hier is nou 'n belangrike skam om in te gaan. Wie kan hom beheer? Genre van die 9 af. Dis nou van die buis af. 10, kan hulle nou ietsie hierso uitkom sê. 12, hierso man, beweeg met alles wat hy het. Bal word uitgegee vir Weje. Kan Weje 'n bietjie meters maak? Hy kan. Hy het 'n dryfkrag. Dis nou op die spel. Dis nou op almal se oë. Almal skree das en Heimat hou vas. Die bal is op holding. Deur Heimat. Heimat staan hulle grond neer. Geen enige meters vir die Veritas nie. Ref call sy call back. En is al groot tydslag nou van Heimat. Die defense van Heimat is sterk. Maar is Veritas se hardloopslag beter? Tel die op die bal op. Die ref kom en maar weer terug. En dit gaan 'n knockdown weer scramble. Baie goeie rugby van Heimat se kant. Met elke kans wat Veritas kry, stop. Heimat dit elke keer net voor die doellyn. Jy kan die doellyn net die wit sien in die stralend van hulle oë.
maar Heimat sê elke keer nee. Die skare is weer op hulle voete. Dit is nou weer 'n kans. Veritas probeer sag. Nommer 8 Henko gaan nou alleen. Baie goeie mooi lees daar van Heimat. Sit hom vinnig neer. Pas nou vir 'n pakkie. Forwards nou in. Groot manne sit nou op die vlak. Maak 'n bietjie die Heimat mense los. Gaan weer op 'n pakkie gesit. Dis 1 vir 1. Dis maar nou net wie gaan die beste deursettingsvermoë hê. Dis al wat rugby is. Die uithou vermoë van elke speler. Dis 'n fight met die bal. Dis 'n konflik nou op. Die bal is loose en hy boet die bal so ver as moontlik uit. Sit die druk af sy spel af. Dis nog steeds aan en is aan. Dis 'n bewegende spel. En die nommer 14. Hy het dit vir 'n draai. Dis 100 meter sprint. Hy draai. Hy maak uitstekende 3. Number 14. Van Heimat. Great try. En is 'n conversion. Nog extra 2 punte vir die bord van Heimat. Dit is sover die telling 7-24. Dis nou 'n groot lead vir Heimat. Veritas moet nou begin die trein laat gaan en begin 3 te druk as hulle nog wil in hierdie game wees. Sover in hierdie eerste helfte. Is 'n voorspoedige voorloop vir Heimat. Dis 'n goeie vang van nommer 15 KK. Hy's op. Dis right teen blou. Goeie step en 'n so groot tackle vir Heimat. Heimat wys hulle is nog hier. Jy kan sien die 4 loop in hulle harte. Die skare is op hulle voete. Die mense juig. Wat kan hier gebeur? Kan ons maar net weer terug gaan na daai ongelooflike 3. Van die 22 meter in hulle drukposisie. Mooi bal gelees, mooi gevang en hy was onder die try. Nou kom ons kyk wat Veritas doen met hulle agterspelers. Nommer 15, KK. Kom ons kyk 14 Aubrey. Kom ons kyk, hy's weer kry nog 'n tweede 3 ruk vir Veritas. Hy het kom. Dit was 'n spoedreis van Veritas. Dit is 21-20. Daar was verseker 4 onder die voete van nommer 14 Aubrey. Wat 'n ongelooflike 3 van spoed nou net daar so geteenwoordig was. Dis 12-24 en Veritas wys skote vir skote word gegee. As hele druk is ons nog steeds hier so in die game. Dis 12-24 en dis 21 minute. Daar is nog 3-4 minute oor in die game. Bal word nou gespeel in die hande van die agterspelers. Kyk hy op slag nou. Groot tackle van Heimat. Heimat wys hulle is nog steeds hier om te tackle. Veritas soveel meer in beheersing van die bal. Maar Heimat baie suksesvolle duik aanslag gegee. Met 'n rustige aanvat. Groot skop in die lug. Hy gaan uitwees. Dit is 'n Veritas bal. Die kalmte van Heimat is baie mooi uitgevoer. Veritas moet nou hierdie belangrike lyn staan voordat die second helfte sy einde nou kry. Jy kan sien die bloed op die manne se hemde. Jy kan sien dit is baie betekenisvolle. Nou nog 'n vat van Heimat. Hulle kon nie die bal aankry. Veritas speel nou vir die feitloop. Maar die agterspelers is op die hande. Dit is 'n manvoetreis. 1 vir 1. Dis Gili met die bal. Gili het hom. Hulle kolom. Try time vir Heimat. Dit is great.
Uitstekende spel van die nommer 14 Gili van Heimat. Kan hy oorsit vir nog 2 punte. En dit is 'n groot skop, maar net wyd. Dit is nou 12-29. Nog steeds in die hande vir Heimat. Baie goeie 3 van Gili. Net bietjie van die agterspelers gespeel. Dit was weer 'n goeie agterspel gewees. En met dit net 'n verloping van die bal. En dit was 'n spoedgame. En hy gaan net oor vir 'n 3. Groot manne word nou weer neergesit op Veritas. Dit gaan 'n nog bal wees en dit is nog steeds in die hande vir Heimat. 12-29. Die game is almost vir die second helfte nou. Veritas kan nou nog 1-3 druk voordat die finale vir die halftydrus is. Kyk jy, hoe skyn die blou en die rooi, wat 'n groot kontras. Wie kan bepaal? Hy gaan uitskop vir hom en hy sound off the whistle. Dit is die second half van die Hostel Rugby. En hier is my sê van daar was 'n era gewees waar mense dit mense daar geloop het om die huis. Letterlik my hondskraap. Welcome to Alpha Sports. Hey! Are you subscribed to Alpha Sports? No, I'm not subscribed to Alpha Sports. You dumb idiot. Did you just clap? Welcome to Alpha Sports. Hey! What the hell? Are you subscribed to Alpha Sport? Yes, I am subscribed to Alpha Sports. Congratulations! You have won a reward. Wait, this isn't real. Remember to subscribe to Alpha Sport. You won't get a reward, but you won't be clapped either. Dis van 'n game, hè? Dis van 'n ramp. En die vlekkie word nou weer afgewissel. Dit is nog steeds 12-29 in die telling vir Heimat. Dit is nou 'n kans vir Veritas om te wys wat hulle het in die second half. In die eerste helfte was dit nog steeds in 'n groot beheersing vir Heimat. Hulle is ver die beker op hande en nou net vir die eerste helfte was, maar dis nie 'n game nie. Daar's nog 'n hele 30 minute oor om te bepaal wie die krone gaan dra. Wie die kampioene van Bloemfontein Rugby is. Dis 'n direk uitskop van Heimat, 'n baie groot skop, maar omdat hy direk was, Veritas het nou weer 'n kans. 12-29. Baie mense sê dat dit kan die eindtelling wees, maar nooit ooit die daas onderskat nie. Kom ons kyk wat kan gebeur. Dis nog steeds groot rugby. Lyn staan bal in die hande vir Veritas. En die bal gaan op en is 'n mooi gevat. Dis nou op Mol. Kyk wat gebeur. Veritas nou in beweging met die bal. Baie groot voorloop. Kan dit nou wees? Die defense is nou weer in die hande van Heimat, maar hy kan hulle noem die meesters van tackle. In die hele liga sover is hulle een van die grootste tackle telbaar. Groot tackle van Heimat. Heimat het die bal los gekry, die bal is in beweging. Dis balbeheer nou van Heimat. Heimat pas die bal wyd vir die agterspelers. Hulle wil weer terug doen wat hulle laas gedoen het. En dis 'n grabbertjie deur. Dit is lyn staan bal
Is nou in die hande weer 'n kans vir Veritas om die pace te set in hierdie game. Groot passie, groot skare en groot liefde vir rugby. Alles hierso op Shimla Park, die bloemfontein van Rose. Wat die bepalingsfaktor gaan wees in hierdie game, het ek al aan die begin gesê, dit gaan lynstane wees en dit gaan scrums wees. Wie hierdie goeie suksesvol kan doen, moet gape probeer vind en met volspoed hardloop. Sover is dit al 2-3 gedruk wat oor 'n lynstaanbal oorgegooi was en het net gespeel vir die vleuel. Kom ons kyk of dit nou ook hierdie kans is. Molbal vir Veritas. Veritas druk voor. Nommer 16 keer. Nou vir substitution kan hy enige verskil maak vir sy span. Nommer 5 weer vat die bal aan. John nommer 9. Pas uit vir nommer 10 van John. Quick up and up. Kan hy ietsie verskil doen nou as Aye om die bal net vinnig te blok met 'n goeie maak. Baie goeie taktiek daarso van Aye van nommer 15 om net die bal bietjie stadiger te maak. Jy kan sien op die bodypaint van Reitz. Dit is ingeskryf in hulle siel tot hart. Groot skop van hy, maar net om territory bietjie uit die druk uit te haal, maar is Stefan nou met die bal. Hard opgesit, baie goeie tackle van Heimat. Nog steeds baie goeie druk. Veritas moet nou net druk plaas op Heimat. Groot bal weer van Weje. Sit die pakkies op om die loose te kry, om net enige gaping te kry vir die agterspeler se kant. Dis nou weer Pasbury piek en hy gaan net uit wees. Amper 'n goeie plan daarso van Jean-Ray Borman, maar hy's net uit. Ref gaan sê kom weer terug. Dit is bal vir die Veritas. Veritas nou in beheer vir die afskop. Kan hulle groot diepte kry vir 'n lynstane. En dis 'n baie groot diep skop op die druk vir Heimat. Heimat so ver, baie sterk op die defense. Hulle hou soos 'n muur en enigiets kan dit nie breek nie. Veritas moet nou enige maniere vind om deur die muur te kom. Sover het Veritas groter suksesvolle ry op hulle lynstane. Die bal is ook 'n meer beheersing van Veritas as wat Heimat. Wie los bal? Hierdie keer vat Heimat, dit wys wel hulle is ook hier om te speel. Bal is weer agtertoe, kan dit weer geskiedenis weer plaas van wat laas gebeur het. Rak is versekerd. Die bal gaan nou wyd weer. Op die agterspeel kan hy weer vir die vleuel speel. Is daar grap oop? Hy slap weer deur. Dis 'n 1-2. Pas hy net by hom. Wat 'n kruisbal. Hardloop met volle spoed. Hy is loop. One man alone. Try time vir Heimat. En die ligte blou van die strale skiet deur die telbord uit. Wat 'n ongelooflike 3 van Heimat. En hy's misgeskop. Die telling bly nou nog steeds 12-34. Daar was 'n baie goeie spel, weer losbal van 'n lynstaan gewees. Toe speel hom net weer vir die agterspelers en hy was weer spoedman. Dit was 'n 1-op-1 van die nommer 15. Gee net aan vir sy vleuel en daarso kom 'n voorkomende 3 van Heimat. Dis mos soos daai die kick-off uit het hy mooi uitgeskop. Die skrambal is terug nou op die halflyn vir Heimat. Wie gaan in die geskiedenisboeke geskryf word as die beste rugby koshuis? 2025. Kan dit wees Heimat wat dan 2 voormalige kampioene kan wees, of is dit die Veritas wat in 'n lang rukkie koshuising opgerig het en wys dat hulle is nie eens bang om met konflik te hê nie. Die bal word weer terug gespeel. Agtersbeur set. Die bal word weer kaas weer terug. Rak is versekerd. En dit is 'n penalty. Bal vir Veritas. Dit is rooi teen blou.
Ref, argumenteer 'n bietjie met die Heimat-speler. Argumentering die plaasvind. Jy kan sien die passie is wild. Nou 'n baie groot hand op die beker is Heimat. Veritas, as hulle nou enige verskil moet hê op die laaste helfte van die game, moet hulle nou begin warm skrik en Dree begin druk. Maar mens kan nooit sê of bepaal die deursettingsvermoë van die Veritas nie. Kom ons kyk wat hulle in hande het en beplan het vir die laaste minute van die wedstryd. Bal gaan op vir die lyn staan. Bal is hoog op. Daar's 'n geveg met die bal. En hulle weer die bal kry Heimat. Heimat hierdie keer besluit om hom weg te skop. Kom uit die druk uit. Bal is nou weer in spel. Beweging. Kan kyk hy nou van nommer 15 ietsie doen. Was 'n substitute met die 9, dis Brink met die bal. Pas hy wyd. Jo, groot versekering van MJ. Groot spel nou hierso. Dis Abrief nommer 14. Kry die druk en as 'n tackle van Heimat. Kan hy die rak verseker? Die counterrak van Heimat is nog steeds so erge verwoorde. Maar hulle gaan 'n scrum wees, is 'n knockball. Baie groot gevegte nou hierso. Dis hierdie klein meters wat alles kan beteken. Jy kan sien, Heimat veg vir elke klein metertjie wat hulle kan kry. En Veritas beweeg met hulle hele harte. Hulle kry die bal die meeste tyd, speel mooi rugby, maar hulle kom nie deur die gape van Heimat nie. Veritas staan nou weer 'n kans. Dit gaan nou weer vir die wye bal as agterspelers op. Kyk, hy is neergesit. Is nou ingeskuif aan die nommer 10 posisie. Kyk of dit enige verskil kan maak. Maar vir daai hold-up, Heimat, wat 'n goeie steel van Heimat. Wys net hulle dominansie op die rugby spel op 'n klein meterspel. Dit is nou weer lynstaanbal. Nog steeds in die territorie van Heimat. Hulle moet begin uitkom uit hierdie druk uit. Jy kan hoor die skare gaan mal van beide kante. Dit is die das en die ryts. Wie sal hom voorvat? Sover is jou kampioene die Heimat. Maar ons kan al sien enigiets wat kan gebeur wat Veritas nog kan insluit. Veritas goeie druk opgesit by Heimat se druk. Baie goeie tackle daarso van Veritas. Hulle wys ook hulle duikslaas net onpaar met hulle. Nou weer aan spel van die voorloop. Maar die ref sê, kom terug. Dit gaan 'n penalty wees vir Heimat. Heimat baie sterk op hierdie slag. Dis nog 'n lang rukkie vir hierdie helfte en enigiets kan nog gebeur in die game. Veritas speel met kalmte. Spelers word net al hoe moer, want die brandewyn vloei net al hoe sterker. En dis 'n groot skop, maar hy is nie uit nie. Bal is steeds in beweging. En hy is uit, dit gaan 'n knock-span wees. En dit is scrum. Amper 'n goeie tyd daarso van beweging, amper wil net probeer om dit te vang net. Maar dan gaan hy terugkom vir 'n scrum. Nou is dit op die danger zone. Die gevaar is nou op Veritas weer in hulle hande. Dit is Heimat se bal en ons weet hulle is baie sterk met die voorloop van die bal. Substitutions word nou hierso vinnig ingeval met die Heimat. Kan dit enige verskil maak? Met die bal nommer 9. TJ pas wyd. Hy wil die bal kry en John het hom mooi gelees. Maar dit was hy net bedoel nie. Baie goed amper gelees om daar nou 'n 3 te kry vir Veritas. Maar dit was net 'n los van die bal gewees en dit is rugby. Dit gaan 'n knock wees en dit is nou weer net backball vir Heimat. Die laaste minute kan nog baie bepaling wees. Heimat moet nou net hou met alles wat hulle het en Veritas moet nou veg by elke oomblik wat hulle gegee word. Dis 'n 1-2-3 spel, hardloop binne in. Kry vir 'n losbal, maar die ref sê nee, kom terug. Dit gaan 'n Veritas penalty wees. Bal wat nou vinnig gespeel word deur Veritas. Hulle weet dat tyd is nou hulle grootste vrees. Hulle gaan by die uitskop. Kan hy hom ver uitkry om 'n bietjie druk af te kry vir sy span. En dis 'n groot skop
vir Veritas. Dis nou 'n baie groot spel van skrams en lynstande. Tegniese foute word nou beheer. Die kan sien die manne skree daar agter. Die blou en die wit is volop. Die rooi dasse dromme gaan net al hoe harder en harder. Kom ons kyk wie die lynstaan sal verseker. En die lynstaan gaan op. Goeie tyd van Enko, net om die bal te verseker van Brink. Bal is loose en is nou tackle weer. Jy kan sien die manne is lus om te tackle. Speel nou uit, Wyland, pas uit vir Emje, maar dis nog goeie tackle. Sit nou so gereed. Hulle weet hulle gaan nie eens in die rak nie. Hulle sit net hulle nekke op. Hulle span op die lyf nou. Hulle lyf is nou alles wat nou op die lyf moet gespel word. Groot spel nou hierso aan die hande. En is 'n bal agtertoe. Die ref sê kom terug. Dit gaan 'n skram wees in die hande van Heimat. Baie groot uitskop nou daar van Veritas net om hy druk uit te gekry het. Dis nou nog steeds 43. Ag, 12. Dis nog steeds die 43 tyd met 12:34. Heimat loop nog steeds voor. Dis nog steeds grootliks in die hande vir Heimat. Maar Veritas word nou net al hoe minder tyd. Die presentasie word net al hoe minder. Maar enigiets kan nog steeds gebeur. Die blou en die wit. Pas nou uit vir die agterspelers. 'n Voluit hardloop van die kaptein Dippies. Kan hy die bal uitgee? Die bal is nou nog steeds in beweging. Jy kan sien die hardloop aksie is voluit met dreig. Pas aan hand, DJ pas in. Sou stap tot met 'n tweede tackle van Veritas. MJ Nike in. Groot double. Dit is nou agterspelers. Die manne word nou 4 agbare. Mani word nou hardloop. Panenko afgegee. Rak is versekerd. Hy rep enigiets nou as argumente gegee. Bal is gesteel. Bal is uit nou Bobby. Die 1-3 scorer, die tweede try. Kan hulle nou gee? Dis 'n groot spel hier. So's groot fight hierso. En is oorgedryf deur 'n counterrak, maar die ref like dit nie. Dit gaan uitspel wees en is Veritas bal vir 'n uitskop. Groot vierige harde kole van harte word nou hierso gesien in hierdie wedstryd. Jy kan sien dit beteken baie vir hulle. Wie kan gekroon word as die kampioene van die Hostel Rugby League? Dit is die Das teen die Rights. Kan die rooi nou hierdie kry. Lynstaande moet nou verseker word. En die lynstaanbal gaan op. Dis 'n mooi vat daar so deur. Dit is nou 'n mauling ding. Alles kan nou bepaal word deur hierdie maul. Kry met 3 druk. Gee net Tom. Hulle is weer plek dood. Veritas uit 'n tree. En dit is nou 'n power sub in sy beste. Keer nommer 16 met 'n mol. Baie goeie vang daar gevat van Enko. En hulle kry hom oor verseker. En John Borman slot hom. Dis nog extra 2 punte. Dit wys jou nou, die telling is 19-34. Hy maak nog steeds baie sterk voor, maar Veritas is nog steeds hier om rugby te speel. Hulle het die harte van enige groot soldaat. Groot tackle van Heimat op hulle doellyn. Veritas in spel is 'n groot skop van Veritas. Dis nog so 2 tries voor. Op die druk word weer opgeplaas. Aye met die bal, hy moet nou slim speel. Kyk wat gaan gespeel word. Bal word uitgegeer, is in beweging. Van Veritas. Veritas het die bal weer gesteel, het hulle kans om weer te gaan terug. Wat 'n groot reel nou. En kan hy gaan trek, as hy net 2-3. Het hy hom gedruk vir sy span.
En dis 'n groot 3 vir Veritas. Nommer 21 Krink. Hy het weer gedruk. 'n back-to-back 3 vir Veritas. Kan hy nog 2 punte kry vir sy span? En dit is 'n conversion, nog 'n groot 2 punte. Dit is 26-34. Do you believe in miracles? Want Veritas is weer back at it. Dis nog steeds enigiemand se game. Dis die laaste 15 minute van die spel. En is groot skade wat nou hierso gaan. 26-34. Die rooi is vuurwarm. Daar was 'n bietjie van 'n groot fout van Heimat, maar dit is rugby, dit kan gebeur. En Veritas het groot voordeel uit dit uitgevat. Baie groot benefit. Dis nou, jy kan sien die vuur is nou geanker aan elke speler. En bal net gevat. Jean-André Borman gedink die bal kon hy uitkry. Ref het hom gesien en dit gaan 'n penalty wees vir Heimat. En is injury time. Nou hierso neergesit. Kyk nou na die skare. Die skare word nou selfverseker. Hulle weet wie word die laaste minute. Wie kan bepaal word vir die koning. En 'n groot handeklap vir Henko Gerber. Nou 'n besering neergesit. Baie goeie game. Hy het 2-3 vir sy spanne gekry. 'n Groot bepalingsfaktor vir die wen van Heimat. Na elke speler se hart en siel vir hierdie game. Nommer 10, TJ met 'n groot kick uit. Hulle wys Heimat is nog steeds hierso en hulle gaan nog steeds baie druk sit op Veritas. Heimat nog steeds baie groot beheersing in hierdie game. Hulle moet daar net vashou met elke deursettingsvermoë wat hulle het. Veritas het nou gekrol uit die diepte van die swarte en hulle het nou 'n bietjie lig gevind. Daar is nou 'n kans vir Veritas om dalk te wen. Die beker is in enigiemand se hand, maar dis 'n goeie vat van Heimat. Heimat met 'n uitstekende mol. En dit is 'n knockdown. Skrambal vir Veritas. Goed gevegte word nou hier gegooi. Jy kan sien dis puur bloedig. Dit is nie bloer teen bloerie. Dit is nou hierso rugby. Groot rugby hierso in hande op Shimla Park. Die Bloemfontein stad van Rose. Groot game. Dis nou tans nog steeds 26-34. Nog steeds in die hande sterk vir Heimat. Skram is nou versekerd vir Veritas. Veritas speel vir die agterspelers aan vir KK. Pas nou vir die diep bal. Gaan nou vir die Vreels se punt. Vreels skop hom diep uit met 'n grabbertjie. Aye, nou weer met die bal van nommer 15 Heimat. En hy gaan vir hom. Hy besluit hy gaan nie skop nie, hy gaan vir die hardloop gaan. Kry baie meters vir sy span en hy's getackle. Baie goeie tackle van Veritas om hom neer te sit. En dit gaan 'n knock wees. En is in die bal vir Veritas. Baie goeie slim besluit. Wou gehardloop met die bal, het gesien daar was 'n oop kans gewees, maar daar was net twyfeling van die bal en hy het losgekom. Dit gaan skram wees met 'n power stop play nou hierso. Hulle kort nou alle volle hande nou hierso en volle beweging. Dit is 'n skrambal. Ons kyk wat gebeur. Hy Veritas toer die bal in die skram. Dis uncontested skrams. Kyk hy met die bal nou. Jean-André Borman, bietjie van 'n afloop en 'n skop. Maar die bal is nog steeds in play. Keanu gaan. Dis 'n grabbertjie deur. Wat kan nou gebeur? Slag nou gebeur. Veritas nou groot druk op Heimat. Jy kan sien, vuiste word gegooi. Hierdie is 'n game van bal. En is nog steeds nou bal in die slag van Heimat. Heimat druk nou vorentoe met alles wat hulle het. Veritas met 'n groot tackle. Hulle wil nou wyd speel. Roekeloosheid word nou gespeel. Emmy wil hom tackle. Brink kry hom ook nou neer. Heimat kry die counterrak versekerd nou in. Het gaan nou bepaal wie die bal nou die hele tyd behou. Speel nou vir die nommer 14 Gili. Is Gili deur? Maar die ref sê kom terug. Dit was 'n knockdown gewees. Forward pass. En dit gaan 'n skram wees. Amper 'n baie goeie spel. Dit is 'n skram nou en dit is een van die laaste 10 minute van die spel. Dit kan nou nog enige iemand se game wees. Groot rugby word hier gespeel. En die bal word opgetel. Van KK, nommer 15 nou bietjie switch. Speel nou wyd vir die doellyn.
Dit is nou 'n backline agterspeler bal, vol spoed op die bal neergesit. Maar is getackle deur 'n voormalige Heimat. Baie goed gelees. En dit kom nou weer terug vir die paas. Dis in beheer vir Heimat. Heimat loop baie sterk nou deur. Dis ons steeds nou 26-34 in die hande vir Heimat. 'n Skram kan nog steeds alles bepaal. Baie belangrike skram nou van vir Veritas. Hulle moet nou die bal kry van hierdie defenslyne. Kan hulle deurbreek? Heimat slag deur. Bal is nou agtertoe gegee. Goeie tackle by die bene van Veritas. Sit die bal neer om die bal bietjie dood te maak. Dis nou skram vir skram. Jy kan sien die mense word moeg. Maar dit gaan nou bepaal wie die beste deursettingsvermoë. Die gape gaan nou uitgesit word en bepaal wie jou wenners gaan wees vir die 2025 kampioenskap. Dis net gram, so. Skram nou in die hande vir Veritas. Okay, kom on. Bring die bal op vir die agterkant. Ons kyk wat die agterspeler skou kan doen. Bring vir die losbal, wat nog gaan hy kyk, hy nommer 15 doen, hardloop met vol harde spoed. Hulle gryp hom elke keer by die hande, hy moet net 'n bietjie spoed kry aan sy deur, maar Heimat lees hom baie mooi. Nommer 5 weer, druk hard op. Goeie pakkie mooi neergesit. Nommer 10 van Johnny Borman in 17 se hande MJ, kry meters vir die span. Losbal, vinnig word nou gespel, mooi spel hier, kyk. Mooi gelees, daar so vinnige paas gegee van Johnny Borman, nie die interception af te gee nie. Die ref sê, kom terug, los bal nie, dit gaan penalty wees vir Veritas. Dit is die laaste minute van die game, en hierdie gaan nou die tyd wees, wie gaan gekroon word, die kampioene. Dit is nou lynstaanbal, en dit is Veritas sinne. Veritas het nog 'n groot kans om in hierdie game nog te wen. Hulle moet nou net aanhou en al hulle kansse kry wat hulle nou voluit gebruik. Heimat, alle kansse nou gee met elke duikslag. Hou die bal om net te kan gee wat hulle kan. Dis nou losbal. 21 op die 3. Kan hy nou neersit, nog nader aan te kryp aan die Heimat se telling. Veritas weg met alles wat hulle het. Hulle was uit die diepte van die diepte en hulle is terug. Volle lig nou. Pakkie op pakkie word nou neergesit. Heimat speel 'n baie stadige spel van tackling. Veritas sit net pakkie vir pakkie op. Soek enige kans van lig. Hulle soek net 'n straal van daai wit om die bal oor te sit vir 'n 3. Kan hulle dit reg kry? Veritas besluit en is 'n agterbal. BJ met die bal, amper 'n slim opsie daarso, maar mooi gelees deur die Heimat speler. Het 'n uitstekende tackslag. En dan 6 vir die stadion. Kans op kans word nou gegee vir Veritas. Veritas hierdie keer besluit sommer vir 'n skram. Hulle het gewerk nou op die pick-up and drives, maar hulle gaan nou kyk wat kan gebeur as hulle 'n bietjie wydbal speel. Hierdie is nou die bepalingsfaktore wat kan bepaal wie gaan jou wenners wees. Dit is nou op die laaste minute van die spel, maar Veritas is op die doellyn en op die groot druk nou van Heimat. Heimat in hulle kop en die skade skree, moet nou net vashou vir die laaste klein bietjie wat hulle het. Dis 'n vinnige spel nou ingegee van die skram. Hulle gaan pick up and drive. Groot tackle van Heimat. Dit gebeur reg met 'n groot tackle van Johan. Dis nou weer 'n pick up and drive spel. Kyk nou of hulle enige gapings kan kry. Bal is nog steeds dus groot tackle, vat hom nou terug van Heimat se kant af. Veritas weg by elke metertjie, maar Heimat het vuurige bloed in hulle oë. Nommer 10, Johnny Borman, amper die bal loskry, maar hy het hom vas. Dis weer, kyk met die bal, hardloop stikkende, hulle wil die bal kry met 'n hold-up. Maar die ref gee dit nie. 19, hardloop weer hard in. Dis nou groot manne wat nou neergesit word. Dis so 'n groot geveg hierso. Heimat met 'n groot neer. Elke kans wat Veritas kry, hulle kom nie net deur hierdie gap nie. En dis die laaste minute, die laaste 5 minute van die match is nou hier so op. En jy kan alles bepaal wie jou wenners kan wees. Groot seels en haarsnote word nou alles nou hier gesit op hierdie vlag van rugby. Word nou weer 'n sap gemaak. Kan daar enige verskil nou wees in die laaste gebeurte van die game. Hierdie gaan in die geskiedenisboeke voorkom. Kyk nou hardloop hard in.
Goeie tackle nou daar so onder by die bene. Dit is die rooi teen die blou. Dit is 'n groot tackle van Heimat. Jy kan sien hier lief Rossetti. Heimat tackle net aanhoudend met Dijksla. Veritas kan nie net deurbreek nie. Veritas veg met al twee harte. Die is 'n groot soldaatspul. Die het die deursettingsvermoë. Kyk met die bal loos. En dan deur. Nog 'n afgeleide druk. Het hy hom. En dit is 'n try. Keanu vir sy span laaste minute van die game. Kos kyk om weer hoor. Keanu, the underdogs, Veritas, has come back from nothing. Hulle is weer back in hierdie game. Dit is nou met nog 2 punte slot uit vir sy span. 1 punt. Wat 'n game. Heimat was voor, maar Veritas wys in hierdie tweede helfte dat hulle is hier om te speel. 'n baie groot wen sover. Sover is Heimat nog steeds voor met 1 punt. Maar in hierdie tweede helfte het Veritas bewys dat hulle is ook hier om te speel. Baie goeie wen. TJ nommer 10 kom af met veel bloed. Is nou weer sap. Hierdie is nou die laaste 2 minute van die spel. Is nog steeds enigiemand se game. Enige fout kan nou bepaal wie jou konings gaan word van die Vrystaat Koshuis rugby. Word nou neergesit. Dis 'n goeie clean rak. Krabbertjie deur, kry daai losbal kry. Hulle weet hulle is laaste 1 minute. Groot tackle nou van die 11. Keanu sit dit neer. Baie goeie 3 gedruk vir sy span op die laaste minute. Tackles word gegee. Dis 4 bloed nou. Almal weet hierdie beteken alles. Heimat pas nou vir die agterspelers. Kan hulle losbal kry. Mis die tackle, kry sy meters vir sy span. 5 meters op die voorloop. Speel nou aan vir die agterspelers. So groot bal nou. Groot pick-up. Pas nou wyd vir sy span. Hardloop binne hard en met volpassie. Hy tel hom op. Hy sit hom hier Veritas. Ref like nie dit nie. Hy sê kom hom terug. Like hierdie optel nie. Dis nou so steeds in die hande vir Heimat. Okay. Heimat besluit. Hulle gaan vir die skop. Ja, hulle moet eintlik. Dit is nou die half van die laaste minute van die wedstryd. Hulle maak nou groot. Kan hulle enigiets nog iets doen hierso? Heimat vir 'n groot skop. Nou uit. Hulle is die laaste minute. Baie groot game hierso. Dis hier rooi teen die blou. Nou is uitstekende spel sover. Dis ver van al twee spanne. Wat groot harte wat gewys word op Shimla Park. 'n veld van so baie geskiedenis. Word nou net nog geskiedenis geskryf. Wie gaan die kampioene word van die Hospitaal rugby reeks? Bal word uitgegooi. Komplik word nou gegooi. Harde kole word op die vure gesit. Dit is die laaste spel van die game. Enigiemand kan nou nog omvat. Enige interception of losbal. Heimat kry 'n versekering van die rak. Dit is 'n agterspel. Sit nou op vir 'n pakkie. Bal is loose. Veritas is one man standing. Bal gaan wyd gespeel. Losbal op is 'n hoofspel. Heimat vir die wen. Laaste 3. En Gilly het hom gedruk vir sy game. Dit is die playtjie. Laaste play van die game. Dit kon enige spel gewees het. 'n groot 3 vir Heimat. Wat 'n ongelooflike spel van rugby. Dit was die laaste oomblikke van die game. En Heimat het besluit, hulle gaan dit wyd speel. Nommer 7 flank, Vervan, gaan hom nou skop om oor te sit. Kan hy hom oorkiek? En hy sit hom oor met nog 2 punte. Dit is 41-33. En julle kampioene, 2 voormalige kampioene is Heimat. Veritas, uitstekende handeklap moet gegee word aan hulle. Hulle het geveg.
en hulle was verseker die wenners van die tweede helfte, maar dit is nie hoe rugby werk nie. 'n uitstekende spel van al twee kante wat hart en siels gegee het. Dit was die rooi en blou en op die einde word daar gerespekteer op al twee kante. Baie goeie rugby. En hierso nou